Hallo julle, ek hoop dit gaan goed aan julle kant. Ek gaan vandag gou die bespreking doen rondom Levitikus. Dit is nogal 'n belangrike een, Levitikus. Daar's baie van die wette en goeters wat beamoen word en dan ook duidelikheid oor sekere goeters. Ek meen Levitikus se groot ding is maar die instruksie na wat die Lewiete dan nou ontvang, of die priesters, hoe om die offers te doen. So dis nogal belangrik hoe daai instruksie loop. So as jy dalk glo jy's 'n Lewiet of hoe ook al, dat dit dan nou so gebeure. Wat nou nogal vir my opvallend was, en ek dink ons moet pas op in hierdie scenario. Nou ja, ons lees mos nou maar die Bybel soos wat ons hom lees, ons moet nou maar verstaan. Die opsomming is nou maar bepalend op die einde van die dag, want jy mag dalk nou 'n interpretasie hê, maar ons weet mos nou die ouens wat nou al, of die mense wat nou al die Bybel gelees het, weet daar sekere toepassings en veranderings wat gebeur soos wat mense die Bybel aanlees. Maar onthou, ons lees hom asof ons nog nooit die Bybel gelees nie. Ons het geen buitestand oor wat is die interpretasie daarvan of wat ook al nie. En dan kyk 'n mens of jy iets optel wat jou dalk pla, en van daarof kan jy dan dalk nou self verder navorsing doen. En die hele idee is ook om die mense te wys dat die Bybel homself interpreteer meeste van die tyd. So om nou terug te kom, so jy het 'n Lewiet nodig om offer te gaan doen in die tabernakel. So jy kan nie net self besluit, jy as persoon, jy gaan die Pasga vier, byvoorbeeld, en 'n bok of 'n lam of 'n ding slag, en nou vier jy die Pasga nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. En dan die ander ding wat vir my nogal belangrik is, wat opvallend is, en ek dink baie mense vergeet hierdie, ons het so baie ander feeste wat ons vier in die geloof van Christendom, of wat ook al hoe jy al dit nou wil sê, wat eintlik nie Bybels is nie, dis baie onbybels inteendeel. Maar ons verwys nie terug na ons wat eintlik in die Bybel ook staan nie. Ek meen, op die einde van die dag, as jy die feeste doen ensovoorts, moet jy tog doen wat die Bybel sê. Jy kan nie jou eie ding doen nie, anderste eindig jy op om te nitpick, en dit is 'n probleem, want dit beteken jy vat wat vir jou werk en los die res. En ek dink dit is ook waar ons baie keer die pad duister raak, is om sekere goed te kies wat net vir ons werk. So mense, wees maar net pas op maar daarvoor. Maar weer 'n keer, onthou mense, hierdie is my persoonlike interpretasie. Jy mag 'n hele ander idee hê of hoe jy jou dinge doen, en is reg, doen dit so. Maar soos ek sê, ek sal vir julle goedjies opbring wat my geplaat, wat jou nie noodwendig gaan pla nie. So neem maar net kennis daarvan. So een ding wat vir my belangrik is, wat nou nogal genoem word 'n paar keer, veral by die Lewiete, is dat dis 'n ewige insetting. So op die einde van die dag, hierdie goed is nie iets wat ophou nie. Dis iets wat vir ewig is. Nou ek meen, ons weet self, ons is nog hierso, so ewigheid het nog nie opgehou nie. So mens moet dit maar in kennis neem, maar daar is sekere voorwaardes, en ons kan nie baie van hierdie goeders doen nie, want daar, tensy jy glo jy's 'n Lewiet, by all means, en jy die kleed, en jy maak hom vir jou op, soos wat ek nou gelees het in Lewiete, en jy is die Aaron, of sy seuns, of wat ook al, dan kan jy dit doen, en jy vir jou tabernakel opslaan, dan kan jy dit waarskynlik doen. Maar neem net kennis, soos wat ek nou al vroeër ook gesê het, jy kan nie hierdie goed doen as dit nie reg gedoen word nie. En daar word 'n verwysing gemaak later in Levitikus ook, hoekom jy dit nie kan doen nie. So, maar neem maar kennis, dis 'n ewige insetting, so, en ons weet later, word daar ook gesê met die wederkoms, dat die goed sal weer ingestel word. So, dis die mooi ding natuurlik. So, die Vader in sy almag en sy alwetendheid, het hy geweet dat op 'n stadium gaan ons in 'n tydperk kom wat ons nie weet wat is reg, wat is verkeerd, wat moet jy doen, wat moet jy nie doen nie.
So ek loop dit nou 'n bietjie vooruit wat ek eintlik nie moet doen nie, maar ek noem dit maar net. Dan ek het hierso geskryf, die Lewiete kan van die offerhande eet, en hulle families weer eens 'n ewige insetting. So weer 'n keer, jy weet, dis die Lewiete se voedselbasis, dis sy kos wat hy eet. So dis weer, as jy jouself nou sien as Lewiet, dan beteken dit die offers wat jy gee moet van ander mense af wees wat jy dan nou eet, wat aan jou toekom soos wat dit nou opgeskryf is in Levitikus. So weer 'n keer pas op om te dink jy's 'n Lewiet, maar jy doen dit nie soos wat dit gedoen moet wees nie. Jy weet, dis maar 'n bietjie iffie in my opinie, maar dis 'n ewige insetting. So dis hoe dit sal werk na die wederkoms, glo ek. Aaron se 2 seuns wat gesterf het, en is juis omdat hulle nie presies gedoen het wat Moses deur die Hemelse Vader vir hulle voorgelê het en gesê het, luister, dis hoe julle dit moet doen, dis wat julle nie moet doen nie. Nou as jy bietjie tegnies is en jy lees verder, dan sal jy sien, jy mag nie los hare dra en ook nie is jou klere mag nie geskeer wees, laat dit los hang nie. So ek skat wat waarskynlik daar gebeur het, is hulle het waarskynlik aan die brand geslaan. So of hulle dalk iets geraak wat hulle nie moes nie. So ja, weer 'n keer mense, dit kan jou lewe kos. So ek as persoon sal nooit waag om enige offerhande te doen, as jy nie seker is van wat jy doen nie, en die plek waar jy dit wel offer, laat dit reg is nie. Baie belangrik, baie belangrik. Nou gaan ons gou praat oor die reindiere en die onreindiere. Dis redelik eenvoudig, splitklou en herkou, dit is die 2 voorwaardes van die goed wat jy kan eet. Maar ons maak 'n bietjie van 'n foutjie hierso in my opinie, maar ek sal nou nog daarby uitkom. Maar as jy nou vat, die voorbeeld van 'n kameel wat kan herkou, maar sy kloue is nie gesplit nie, so jy kan hom nie eet nie. En daar's 'n paar voorbeelde, jy kan nou maar gaan luister. Maar dit is meer jou, ek wil so ver gaan om te sê jou soogdiere, wat onder daai vlak val, want daar's apart vir die visse, daar's apart vir die voëls, en daar's apart vir, ek noem nou sommer insekte. En dan is daar nou nog akedisse en muise wat ook nogal op hulle eie geplaas word. Maar as julle verstaan wat ek bedoel, ons gebruik baie keer die gesplete klou op 'n voël. En dis nie reg nie. Of julle sal nou hoor wat waarby ek uitkom. So visse is redelik eenvoudig. Alles wat vinne het, en skubbe het, so 'n baber kan jy nie eet nie, 'n karp kan jy eet. Mense, en dis redelik eenvoudig ook. As jy kyk na die visse, is dit maar wat hy ook eet. Glo ek. En dan ook met die herkou en gesplete kloue, gaan dit ook maar wat hy eet, want hy eet op die einde van die dag gras, en jy weet, dit word herkou. As jy nou dink aan 'n vark byvoorbeeld, hy herkou nie, maar hy het tog die gesplitte hoef. So dit is maar waarop het gaan neerkom op die einde van die dag. As jy nou kyk na die voëls, hier's 'n enetjie wat ek verskil van wat ek gelees het. Hulle noem die volstruis byvoorbeeld daar, laat hy een van die diere is wat jy nie kan eet nie, en ek dink dis juist waar dit nou ingekruip het oor die gesplete kloue en ek weet nie wat alles nie, maar as jy mooi gaan lees in die oorspronklike Hebreëus, en jy kan dit maar self ook gaan doen, gaan lees, gaan kyk in iets soos Esort of hoe ook al, daar is nie 'n volstruis nie. Op die einde van die dag, verwys hulle na die vroulike van, ek dink 'n arend of hoe wie ook al, en ek dink dit is dalk so geïnterpreteer in Afrikaans, of deur die Afrikaanse Bybel, dat dit is nou een van die diere wat jy nie mag eet nie. So volstruis kan jy eet, want as jy gaan kyk, wat hy eet, is hy eet ook weer net, hy wy. So dit behoort 'n redelike skoon dier te wees. Mense onthou nou weer, soos wat ek gesê, dis maar my interpretasie, dis nie te sê julle moet dieselfde dink nie, maar julle kan maar self die gaan toets daaraan. Is my baie belangrik, moenie net glo wat ek sê nie, gaan toets dit. Gaan toets alles. Insekte is baie eenvoudig, ek meen dis maar die sprinkane, waarna hulle verwys, die sekere tipes.
Meise na Kedisse bly weg van hulle af. Dit is maar eenvoudig. En ek kan nou vir jou sê, as jy byvoorbeeld vat weer 'n staaltjie wat ons hier gehad het hier by ons, en dis nou ook maar onkunde in 'n mate, het ons op 'n stadium bietjie skade gehad met kos wat die rotte en die muise by ingekom het. En al wat ons gedoen het, is ons het die kos bymekaar gemaak en ons het toe besluit ons gaan dit vir ons diere gee. Jy weet die honde, laat hulle dit eet. Ons het nog steeds die goed gekook en alles en obviously die rotpoe en al daai goeders uitgehaal en het obviously gekook en vir die honde gegee. Maar my honde was amper dood van die kos. So dit wys jou hoe vuil 'n ding soos 'n muis of 'n rot nou eintlik is. So mense moet ook maar verstaan, daar's 'n rede hoekom hierdie goed so uiteengesit word vir ons. So as ons dit geëet het, was waarskynlik nie meer hier nie. So dit is maar net so 'n bietjie van 'n staaltjie. Onreinheid van 'n vrou, bloedvloeiing, dit is eenvoudig, daar's nie regtig iets snaaks daaroor nie. Melaatsheid gaan ek nie dek nie. Wat ek net wel daaroor wil sê, is interessant as jy lees, hulle het eintlik maar die ouens gekwarantyne. So as iets gebeur het, is die ou apart geplaas en dan as hy nie beter word nie, word hy uit die stad uitgehaal en hy kan dan nou nie met die ander jy weet mense bymekaar kom ensovoorts nie. En dit is maar net om die beheer van die melaatsheid te hanteer. Nou vandag se tyd het ons antibiotika, melaatsheid bestaan nog steeds. Ek dink mense dink dit bestaan dalk nie meer nie. Maar nou word hy uitgesort met 'n antibiotika. So maar net so bietjie van 'n ekstra dingetjie ook daar. Die huise skoonmaak van melaatsheid was ook nogal vir my enetjie wat hulle die hele huis sommer afbreek. As die melaatsheid daarop groei en nie wil weggaan nie. So dit was ook net vir my interessant om dit te lees, dat jy sommer die hele plek afbreek en die goed weggooi buitekant die stad. En dit is weer eens maar, soos ek sê, om te verhoed dat die gogga nie alles oorneem nie. So onthou, alles werk altyd prakties ook. Ons dink baie keer dis hierdie groot wonderwerk en dit word uitgesort en dis daar gat jy. Ja, dit is so, dit gebeur klomp kere. Maar ons moet ook verstaan dat jy moet ook jou kant bring. En dit is juis waar hierdie wette so van belang is en so toepaslik is, dat jy moet verstaan hoe moet jy die goed hanteer om dit dan nou uitgesort te kry. Dit is maar so eenvoudig. Die vloeiing scenario waarvan hulle praat nou tussen mans en vrouens, mans is nou maar die saad en vrouens is dan nou maar die maandelikse ding ensovoorts. Dis eintlik redelik eenvoudig as jy daaraan dink. Obviously vandag se tyd werk ons nou maar in ander tye as waarin hulle was. Jy weet, daar is nou goed soos doekies en tampons en al daai goeters wat baie van hierdie kan 'n mens nou sê, ek wil nie sê moeilikheid nie, maar probleme vir jou kan wegvat. Maar as jy jouself nou indink in daai tyd, 'n vrou wat nou daai tyd van die maand is, wat nou op 'n stoel sit of wat ook al. En daar sit die bloedkol nou. En jy weet, behalwe dat dit, ek meen, sy gaan waarskynlik vreeslik skaam kry, maar dit moet nog steeds uitgesort word. So dit maak alles sin van hoe dit, jy weet, hanteer moet word en hoe dit werk. Jy weet, dis maar soos seks selfe ding. Ek meen, as jy nou daar besig was, gaan jy mos nou nie lakens en goed so los nie. So, jy weet, dit is nou maar net presies hoe dit werk. Mense, dit klink nou dalk 'n bietjie kras, maar hierdie is die realiteite. Jy weet, ons moet nie speel rondom die realiteite nie. Ons moet die goed hanteer, soos wat dit daar staan ook. Dan die volgende punt was belangrik. Dis eintlik 'n baie belangrike punt. Ek noem dit ook. Nou, Azazel of Azazel, soos wat hy nou maar van Engels bekend staan, word daar verwys wat hulle 'n bok na hom toe stuur in die woestyn. Nou, dit klink half snaaks, dit klink so half, hoorie, wat die hel gaan nou hier aan? Maar, as jy wil meer leer van hom, dan gaan jy gaan nou maar deur die boek van Henog, en daar sê jy optel, dat hy is
Hy was die ou in die hoof van die 200 engele wat op Mount Hermon neergedaal het, en hulle is die gevalle engele waarvan verwys word in Genesis 6. En hy was hulle chief in charge, as jy dit nou so kan sê. Ekskuus vir die Engels daardeel. Maar dit is baie belangrik dat jy moet verstaan, so dis eintlik tegnies gesproke sonder dat dit openbloot is nie, maar daar is die eerste verwysing na die boek van Henog toe. Wat beteken waar, as jy nou gaan soek, wie is hy, wat is hy, of wat ook al. Al waar jy hom in die buitebybelse geskrifte kry, ek praat nou onder korreksie, maar is maar in die boek van Henog, wat hulle praat van hom, en wat hy gedoen het, en waar is hy opgesluit, ensovoorts. En dit alles belyn na die Bybel toe, want op die einde van die dag, is hy daar in die woestyn opgesluit. So ja, dit is net so stukkie wat ek al wou bysit. Ok, hierso het ek nou geskryf, en dit het ek vroeër nou ook al gesê, daar is net een plek waar die offerhande gedoen kan word, en dit is in die tabernakel. In Levitikus verwys hulle na ouens wat dit in die veld doen, en sê hulle moet dit ophou doen, want hulle offer aan veldduiwels. So, baie interessant dat dit so geskryf word, dat jy moet besef, al voel jy doen 'n offerhande aan die Vader. Dis nie te sê jy doen nie. Ek meen, daar sê die Bybel nou vir jou, pas op om dit te doen. Dit kan slegs in die tabernakel gedoen word, deur 'n leviet, wat dan op die ou einde van die dag, die versoening sal dan kom volgens dit. Maar nou is die probleem, wat doen jy as jy nou nie hierdie goedjies kan doen nie? Maar dit word nou later in die boek gedek. En ek meen, ons weet mos nou van die verlosser ensovoorts. Maar ek wil dit nou nie vooruitloop nie, maar julle verstaan wat ek sê. So, wees net seker dat as jy voel jy doen 'n offer vir die Pasga, dat jy 100% seker jy is 'n leviet. En tweedens, soos wat ek sê, dan moet jy die kleertjies kry, en jy moet al die goedjies aantrek wat Aaron gedoen het, en jy moet 'n tabernakel bou, en dan kan jy die offerhande doen. Onthou nou mense, weer 'n keer, ons moet nie rondspeel met wat daar staan nie, ons moet dit vat soos wat dit is. Maar ek sê, daar kom nou weer in die volgende boeke, dan gaan hulle nou vir jou verduidelik wat doen jy as jy dan nie hierdie goedjies kan doen nie. Ok, die eet van bloed, en so as daar mense is wat bloed eet, moet hulle uitgeroei word tussen jou mense. Snaakse een weer, want op jou, nie snaakse een nie, dit klink dalk nie reg nie, maar so jy moet verstaan dat jy mag nie bloed drink nie, mag nie bloed eet nie. En ek weet daar is sekere plekke in sekere lande wat dit wel doen. So, neem maar kennis daarvan, dis iets wat jy nie mag doen nie. Daar is regstellings wat later kom met sekere goed, maar soos ek sê, die bloedding is nogal 'n groot ding. Want daar staan, die siel is in die bloed. Nou, dit is eenvoudig, as jy ook weet, laat op die einde van die dag, as iets met iemand gebeur, as jy nou al ooit 'n bok geslag het, of 'n skaap, of 'n bees, of wat ook al, as hy uitbloei, is hy dood. Dit is eintlik maar so eenvoudig. Jy kan nie leef sonder die bloed nie, dit is net so. Ek dink ek het dit nou al op 'n vorige opsomming al genoem, maar omgang of seks is trou. Nie random speel in die huweliksformulier en al daai goeters is alles 'n bysaak, maar soos ek sê, dit is baie belangrik om daai konsep te verstaan. Dan het ons Moloch, jy weet, moenie laat jou kinders deur die vuur gaan om 'n offer te wees aan Moloch nie. Dis baie belangrik. Ek glo dat iets soos aborsie is presies wat dit is. Dit is maar 'n bediening vir Moloch op die einde van die dag om jy weet, of 'n offer vir hom. En weer 'n keer, die wat dit doen, moet uitgeroei word tussen jou eie mense. 'n Man mag nie saam met 'n ander man seks hê nie. Dis 'n gruwel in die Vader se oë, selfs met diere ook. Jy weet, jy mag glad nie daai heilige, wat ek nou sê, heilige, dis dalk nou nie die regte woord nie, maar jy mag op die einde van die dag nie omgang hê met enige ander goeters of selfs seks
man, vrou, al daai goeters en dan ook obviously met diere. En die Vader sê spesifiek dis 'n gruwel in sy oë. So dit is 'n belangrike een. Ons moet dit erken, ons moet dit verstaan. Ek weet ons leef in 'n era waar dit nie regtig meer van belang is vir baie mense nie. Daar's 'n stukkie wat hulle oor praat oor die ou wat die Vader se naam misbruik het. So hy is toe nou op die einde met klippe gestenig net daar buite wat hy nou gaan. Wat net vir my interessant is daar is hulle verwys daar dat die sy ma was 'n Israeliet, maar sy pa was 'n Egiptenaar. En daarom is hy 'n vreemdeling by die Israeliete. So dit wys dat die lyn wat loop bly op die ou einde die manslyn. As jy nou iets weet van kromosome en al daai goeters, dis nou maar die Y-kromosoom wat dan nou hardloop. So ewen hy dan nou, jy weet, die helfte van dit dalk nou sy maasin is, want hy het mos nou, want 'n vrou is XX en 'n man is XY. En dit was net vir my interessant om te wys, sy ma is 'n Israeliet, maar hy word nie gesien as 'n Israeliet nie, hy's 'n vreemdeling wat tussen die Israeliete bly. So dit was net vir my 'n interessante ding om dit ook op te bring. Dan moenie jou broer haat nie, dis baie belangrik. En jy moet ook na hom omsien, want op die einde van die dag as jy weet hy kry swaar en jy los dit, is dit eintlik maar nou 'n sonde op die einde van die dag. So, en dan word daar ook verwys na goed soos as jy jouself sny as gevolg van mense wat dood is of tattoos kry. So hulle verwys eintlik baie mooi na die tattoos waar jy merke nou op jouself maak. As gevolg van die dooies, wat natuurlik baie mense doen. Jy weet, daai ding herinner hulle aan iets. So dit is teen die Bybel. Of jy mag dit nie kry nie, kom ek sê nou maar eerder so. Dan is daar 'n ander een, ek dink ek verwys in die stukkie waar ek lees. Ek dink ek het gestop en gesê in Afrikaans is so mooi met die oom en tannie. Want dit verwys so mooi na die eer jou groot mense, jou ou mense, wat altyd vir my so belangrik is. Want hulle het al goed gedoen wat ons jonges partykeer in ons arrogansie van vergeet het, of wat ons nog moet doen het, hulle al vergeet. En dan, ek meen die konsep van moenie mense verneek, is baie belangrik. Jy weet, met skale, dit was nou, in daai tyd was dit nou obviously baie belangriker met skale, maar ek weet nogal, tussen ons mense is daar baie vernekery wat maar op gedurende tyd aangaan. En dit is maar, jy weet die ou, ek het al, dis baie snaaks, ek het al mense gehoor wat hulle self goed praat, maar hulle weet hulle die mense verneek. So mense pas op maar vir dit, probeer maar altyd jou beste, en probeer altyd teen die vlees veg. Dan was daar 'n groot enetjie wat eintlik maar ons eerste plekkie is waar die Bybel homself gewys het hoe hy homself jy weet interpreteer en vir ons wys. En dit was toe hulle sê so as 'n man met sy vader se vrou gemeenskap het en dan het hy sy vader se naaktheid ontbloot. So as julle nou kan onthou, dis presies wat gebeur het met Noag en Gam. En so daar is jou antwoord. So dit is nie dis nie moeilik nie. Dis redelik eenvoudig. Weer 'n keer ons vermoeilik dit, maar daar word die eerste voorbeeld van waar die Bybel homself ook interpreteer, want dit was nou iets wat my nou nogal geplaat altyd, oor wat het Gam nou eintlik gedoen, dat hy hierdie, want dis nie 'n seëning nie, hy het eintlik maar 'n vervloeking gekry, maar daar is die antwoord, dis wat hy gedoen het, hy het saam met sy ma geslaap. Dan die konsep van bloedskuld het ek nie 'n probleem oor nie, dit is redelik eenvoudig, moenie met jou tannie en jou oom en al daai goeters te mekaar raak nie. Die Sabbat, of Sabbat, hoe ook al jy dit nou wil sê, ook baie belangrik, dit moet geonderhou word, die verskillende feeste, dit wat jy kan onderhou, so neem maar kennis, daar kan nie 'n offer wees deel van die fees nie, anderste is dit 'n probleem. So as jy begin met
byvoorbeeld die fees van Pasga, jy kan nie, in die offerhande kan nie gedoen word nie, jy kan miskien dalk die ongesuurde brode doen as jy sou wou, maar jy kan nie die volle Pasga doen as jy nie die offerhande kan gee binne in die tabernakel nie. Ek hoop maar vir julle sin wat ek sê. As ek verkeerd is, mense asseblief soos wat ek vir julle gesê het, comment, of los 'n kommentaar, praat met my privaat as jy nie wil dit doen nie. Maar ja, soos ek sê, dit is maar die goed wat 'n mens in gedagte moet hou. En dan 'n ander ding wat ek sou nie sê nou 'n groot ding het oor nie, maar ons moet pas op vir datums en sê hierdie is nou die eerste maand van dit en dis wanneer ons hierdie fees moet hou nie. En ek gaan vir julle sê hoekom. Onthou, vat nou die eerste vrugte, okay, wat nou aan die Vader moet opgedra word. Nou, ons kan dit nie vier in elk geval nie, want daar's 'n offer wat daarmee gepaard gaan. Maar, hier's nou waar die probleem inkom. Ons sit in die suidelike halfrond, hier in Suid-Afrika. Nou, die goed is geskryf vir die noordelike halfrond. So as jy eerste vrugte wil vier op die presiese datum wat gegee is, gaan dit nie werk nie. Want dan sit jy in die herfs. Dit is so eenvoudig. Waar jy moet dit in die lente doen, wat beteken dis dan die noordelike halfrond se herfs. So mens moet ook met common sense net na hierdie goedjies kyk. Pas op maar om te vinnig goed te wil doen wat jy nie heeltemal al die navorsing oor het nie. En onthou nou mense, ek probeer nie iemand afsit of sê moet dit nie doen nie of wat ook al nie. Ek meen as jy regtig gedruk word, die Vader druk op sekere mense sekere goed. Maar pas om te eindig om nie die navorsing te doen nie, maar jy eindig om 'n klomp YouTube video's te kyk en dan kry jy ook nie heeltemal noodwendig die hele totale effek nie, want jy 2 video's gekyk, maar die ou 300 video's. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat jy ook die selfstudie moet doen. Ek weet baie mense gaan dit nie noodwendig doen nie, maar dit is die belangrike aspek daarvan. Hou dit maar in gedagte. Dis baie belangrik. Okay. Ek gaan nie deur die feeste gaan nie. Julle kan maar net weer gaan luister presies wat se feeste daar is. Dan wil ek net praat oor die Sabbatjaar. Dis nogal 'n belangrike een vir my, want dit beteken elke 7 jaar moet jy jou grond laat rus. En ek dink nie daar's mense wat dit doen nie. Dis nogal belangrik, want ek dink nie enigiemand doen dit nie. En dis deel van hoekom ons ook maar sit waar ons sit, glo ek. As jy sien wat daar gespreek word en wat die Vader sê hy juis, laat hierdie word gedoen, laat die land kan, jy weet, al self regkom weer, en as die mense dit nie doen nie, dan vat hy hulle weg waar hulle is, en dan sorg hy dat die land dan nou weer regkom. Maar hy sal ons daarmee alleen laat nie. Dit is daarmee die belangrikste, soos wat hy gesê het. En dan die 50 jaar jubilee, daaroor gaan ek nou nie regtig veel uitbrei nie, dis 100%. Ek het al gepraat oor jy moet na jou broer kyk. Ek wil net wel daar byvoeg, jy kan nie na jou broer kyk en hom hanteer soos 'n slaaf nie. Jy kan hom nie rente vra nie. Onthou, hy's bloed van jou. So jy moet hom hanteer, as jy kyk wat hulle skryf in Levitikus, is dat jy moet hom hanteer soos 'n dagloner. En dit is presies dit. Jy weet, dit is soos wat ek gesê het van wat Jakob gedoen het met Esau, weet ek nie of dit heeltemal reg was nie, maar dit is uit die Vader se hand uit. Hy het dit so beskik. Maar hier word die regstelling nou gemaak om te sê, moenie as jou broer wil omkap want hy het 5 weke laas geëet nie. Om sê okay, nee, is reg, as jy vir jou kos gee, mag jy my jou eerste gebore reg. Dis nie wat daar moet gebeur nie. Jy moet juist na hom kyk en hom ook nie hanteer soos slaaf nie. Okay. Dan 'n ander ding wat ek net wil aanraak is so hy sê byvoorbeeld, jy weet, ek dink ek het dit nou nog genoem. Jy weet, as jy nou nie doen wat ek sê nie, dan gaan ek jou uit die land uit laat verwyder en laat die land regkom en so jy gaan nou in slawerny ingaan. Ek dink maar as jy kyk waartoe ons op pad is en wat met baie van ons besig is om te gebeur, is dit maar presies dit. Maar hy sê hy gaan jou nie alleen los nie. So ewen terwyl hy ons straf. Jy weet, ek sê dis altyd soos 'n enige papa wat sy kinders tigtig of pak gee, is nie lekker nie. Dis een van die swaarste goed wat ek nog in my lewe moes gedoen het. Maar jy weet ook dit moet gedoen word.
en jy's nog steeds lief vir hulle. Dis nie of jy so kwaad raak dat jy nou nie meer lief het nie. So dit is belangrik om te verstaan, dis maar dieselfde manier hoe die Vader na ons kyk. Jy weet, hy tigtig jou, maar hy los jou nie. Hy is nog steeds by jou. Hy gaan jou nooit verlaat nie. Dis sy belofte aan ons. En dan het ek net hier opgesit, goed wat onder 'n banvloek val, mag jy nie vat of hou nie. Ons kry mos nou maar 'n voorbeeld wat in die volgende boeke vir ons voorlê van mense wat die goed vat en dan met hulle gebeur. Maar mense, ja, dis die opsomming van Levitikus. Ek hoop julle het dit geniet. Ons gaan dan nou begin met die volgende boek, Numeri. En ja, dan sal ons weer van daar af, as ons klaar is met Numeri, sal ons weer 'n opsomming doen. Okay mense, onthou my private kontak as jy nie 'n kommentaar wil lewer op die media nie. My selfoonnommer is beskikbaar, so julle kan sommer vir my 'n boodskapie stuur. Okay mense, julle moet 'n wonderlike tyd verder hê en dan praat ons weer. Bye.